Baie welkom dat elkeen van julle inskakel vanmôre by hierdie oggenddiens. Dit is 'n voorreg om vanmôre ook die woord met u te kan deel. Ons wil ook vra dat jy die Bybel sal nader trek en vir ons oopmaak by Johannes 11, en ons gaan later lees by vers 33 tot vers 38. Ons is besig met die reeks, waar was God toe jy het seer gemaak het? En ons het verlede week gekyk na die tema, die ontbloting van pyn, die oopmaak van jou pyn, die oopmaak van jou wonde. Vanmôre kom ons stil staan by die volgende tema, naamlik, en ons vra die vraag, waar vind genesing plaas? Wanneer vind genesing plaas? En dan is ons tema vanmôre, wanneer jy en ek besef dat ons seer gekry het. Nou hierdie woordjie besef, omskryf dit baie duidelik wanneer dit sê om beter te begryp, om beter te verstaan, om tot beter inligting te kom, om dieper insig en begrip te bekom, to comprehend, to understand better. En ek wil dit deur 'n illustrasie illustreer wat met my gebeur het. Voor die COVID het ek 'n huwelik bevestig en ek moes die dokumente gaan inhandig by Binnelandse Sake. Nou ek parkeer altyd by die brandweer, dis so 250 meter tot by die ingang van die Binnelandse Sake en dis reg oorkant die taxi rank. Ek het toe nou uit my motor geklim met my selfoon styf teen my en die dokumente wat dan die selfoon toemaak sodat dit nie raak gesien kan word nie. En terwyl ek op pad was na die Binnelandse Sake kantoor toe, het ek gestap en nooit besef dat iemand my agtervolg nie, en nie baie naby aan die Binnelandse Sake het ek net gevoel dat iemand iets gryp uit my hand uit. Ek het tot stilstand gekom en ek het na my dokumente gekyk, dit was als daar, maar toe besef ek dat my foon gesteel is. En toe ek opkyk na my linkerkant, toe sien ek die jong man oor die straat hardloop, daar in die taxi rank, en soos my temperament is, wou ek agterna gaan, maar die twee vroue wat langs my staan, en hulle sê vir my, meneer, jy waag dit nie daar binne nie, moet asseblief nie agter hom aangaan nie. En terwyl ek stil staan, besef ek kan nou niks daaraan doen nie, my foon is gesteel, en ek moet nou maar vrede daarmee maak. Ek was kwaad, maar ek het besef, dis nou gedane saak, het geen keer nie, en ek gaan toe op na die Binnelandse Sake, en die dame wat my help, het ook vir my gesê, Maruti, jy gaan nie daar binne in nie, jy sou seer kry. En dit het vir my 'n dieper besef gebring van, wat kon met my gebeur, as ek dalk dit hulle sou opgevolg het. Die Bybel beskryf ook vir ons baie mooi voorbeelde van besef, en die verhaal van Samson en Delila, waar Samson eventueel sy geheim aan Delila bekend gemaak het, waar sy krag lê, en waar sy op sy skoot gelê het, en sy presies geweet het, wat om die volgende stap om te volg. Ons weet dat sy haarlokke, sy 7 haarlokke afgesny is, terwyl hy geslaap is, en dan lees ons in Rigters 16 vers 20, toe Delila sê, Samson, die Filistyne is hier, Samson, het hy wakker geskrik en gedink, ek sal weer uitstap soos die vorige kere en my losruk, maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Hy het gedink hy kan dit nog doen en die Filistyne doodmaak, maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. In Genesis 28 vers 16 kry ons die woordjie besef weer. Dit is waar Jakob 'n droom gehad het. Hy het hom gaan neerlê met 'n klip onder sy hoof, en toe het hy hierdie baie kosbare droom gehad van God wat bo in die hemel is, en daar's 'n leer van die aarde wat tot by die hemel is, die engele wat op en af beweeg, en dan lees ons in Genesis 28, Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek,
en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dit is niks anders as die huis van God. Dit is die poort van die hemel, en het hy tot 'n nuwe besef gekom, tot 'n dieper besef, dat God teenwoordig is. En dan in Romeine 2, en ek wil net graag 'n stukkie hier saam met u lees, veral vers 4. Paulus praat met die hardnekkige volk van Israel. Praat oor die geregtigheid van God. Daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge, en ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug. En dan kom hy met hierdie gedagte van besef. Of verwag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. En dit is wat die volk moes tot besef kom, dat God by hulle harte wil uitkom, dat God hulle by redding wil uitbring. Daarom is dit so belangrik dat deur hierdie besef moet ons leer om anders te dink. Ons moet nie soos 'n volstruis wees, wat ons kop in die grond plaas, en dit toesmeer, en dit, jy weet, nie daarmee aan dink nie, en dit as te ware nie daarin betrokke wil wees nie. Daarom is dit belangrik dat ons leer om anders te dink. En 1 Korintiërs 13 vers 11 sê Paulus, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, dink, praat en redeneer ek anders. Ek het tot 'n dieper besef gekom, dat ek nou anders redeneer, anders dink, en daarom ons tema. Wanneer begin genesing? Genesing begin wanneer ek en jy besef dat ons seer gekry het. Jeremia 17 vers 14. Heal me, O Lord, and I will be healed. Jeremia 30 vers 17. But I will restore you to health and heal your wounds, declare the Lord. Jy mag dalk bewus wees van jou verlede en dit wat jy ly, die wonde wat jy opgedoen het in jou kinderjare, die verliese wat jy beleef het in jou kinderjare, die besef dat die pyn van die wonde en die verwonding wat jy beleef in jou kinderjare, dat dit nie jou skuld is nie. Dit was mense wat self seer het, want iemand wat seer het, maak ander seer. Dis mense met bagasie, dis die sonde in mense se lewens, wat hierdie dinge aan jou kom doen het. Jy verdien dit nie, en ek verdien dit nie. Maar die punt is dit, hoe reageer jy en ek op hierdie wonde, hierdie verwonding wat ons toegedien het? Wat maak jy en ek daarmee? Hoe hanteer ons die wonde en die pyn deur ons keuses? Daarom sê ek weer, nie soos 'n volstruis jou kop in die grond steek en dit as te ware ontken of misken nie. Ons moet hierteen waak. Ons moet 'n oplossing kry. Ons moet nie die genesing belemmer nie. Ons hoef nie perfek te wees nie. Ons moet ons nie self probeer sterk hou nie. Ons moet nie die seer kry verberg nie. Maar ons moet eerlik en openlik na vore kom en dit erken en iets daaraan doen. Want 'n mens moet in woorde die volgende kan sê, ek voel seer gemaak omdat ek seksueel, fisies en emosioneel misbruik is as kind. Ek voel seer gemaak omrede ek verwerp gevoel het tydens my kinderjare. Ek voel seer gemaak omrede die persoon wie ek so
intens vertrou het, my diep teleurgestel het. Ek voel seer gemaak omdat my ouers in hulle huwelik gedurig beklei het soos kat en hond voor ons. Dit is belangrik dat jy en ek kan sê, ek is seer gemaak. Dis nie 'n teken van swakheid nie, maar dit is 'n teken van erkenning, van belydenis, dit wat jy en ek deurgemaak het. En daarom kos dit moed om jou pyn uit te druk, om jou pyn na die oppervlakte te bring, sodat daar in die genesingsproses, dat daar genesing kan plaasvind. 'n Proses wat jou sal help om sterker ander kant uit te kom, om met die bagasie te kan deel, en met jou wonde en my wonde te kan deel, die seer en die pyn van die lewe. Daarom moet ons uitdrukkinge gee, verbale uitdrukkinge gee, aan die emosies wat ons beleef. Kom lees saam met my in Johannes 11, dan kyk ons hoe dat die Here Jesus uitdrukking gegee het aan sy pyn en aan sy verlies. Vers 33. Toe Jesus haar dan sien ween, en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword, in sy gees het hy hom ontstel, hy het bewoog geword. Vers 34 en gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Vers 35, en Jesus het geween voor almal. Die Jode sê, kyk hoe lief het hy hom gehaat. En sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde nie geopen het, maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword, en by die graf gekom, en dit was 'n pilonk, en die steen wat daar teen gelê het. 3 keer het Jesus sy emosies, sy verliese, het hy gedemonstreer. Hy het dit nie weghou nie, hy het dit nie onderdruk nie. Hy het daarmee gedeel en uitdrukking daaraan gegee, en hy het ook daardeur sy genesing ervaar in sy mensheid. Daarom moet jy en ek ons situasie identifiseer, die mense wat ons teleurgestel het. Dit is hoekom ons dan ook nie meer vertrou nie, want mense het ons teleurgestel, en daarom sukkel ons om mense te vertrou, en ook om God te vertrou. Jou vermoë om lief te hê is beperk, en dis nie dat jy nie lief het en ek nie lief het nie, maar is omdat ons seer gekry het. Dis omdat ons wonde opgedoen het. En daarom sukkel ons om lief te kry en om te vergewe. En daarom is dit so belangrik dat jy 'n boek en 'n pen moet vat en jou seer, jou wonde, jou verliese neerskryf. Ek kan die volgende sê en ek kan dit by naam noem. Ek voel seer gemaak omrede my ouers my emosioneel of dalk fisies geïgnoreer het. Ek voel seer gemaak omrede ek as kind misbruik was. Ek voel eintlik niks, ek kan eintlik niks onthou van die verlede nie. Ek haat my stiefpa omdat hy my misbruik het. Ek is kwaad vir my ma omdat sy dit toegelaat het dat ek misbruik word. Ek weet nie hoe ek oor God moet voel in hierdie pyn en wonde van my nie, omrede ek dalk as kind sleg behandel is. My verlede spook nog altyd by my. Ek wil so graag beter voel, maar ek weet nie hoe ek moet beter voel nie. En dan sukkel ek om na iemand toe te gaan, en ek weet nie of ek nodig het om na iemand toe te gaan nie. Ek wil vanmôre vir jou kom sê, dis belangrik dat jy en ek deur die rouproses sal gaan. Jy en ek moet deel met die rouproses in ons lewe. In die rouproses erken jy en ek dat ons iets verloor het. Dat iets van ons ontneem is.
die seer en die wonde wat ons aangedoen is, daardie innerlike pyn wat ons belewe, die verliese wat ons ly, waar gaan lê dit? Dit gaan lê in jou gees en in jou sielsdimensie. Die pyn en die verliese gaan lê in jou siel en jou geesdimensie. En dis daar waar dit wortel skiet. En soms leef ons jare daarmee. Self as ons trou, neem ons dit in ons huwelik in. Dis baie keer hoekom daar egskeiding is, want ons het nooit gedeel met ons pyn en ons verliese nie, met ons verlede nie. Daarom is die rouproses verskriklik belangrik. En hoe werk die rouproses? En ek wil vir jou 'n paar praktiese aspekte gee. In die heel eerste plek, erken jou verlies. Erken die verlies wat jy gely het en wat jy steeds belewe. Tweedens, druk jou verlies in woorde uit, noem dit by die naam. Derdens, bepaal die skade wat dit aan jou gedoen het, en hier wil ek 3 voorbeelde gee. Indien jy fisies of emosioneel verlaat is deur 'n ouer of 'n geliefde, watter skade het jy gely? Jy het skade gely van sekuriteit, jy het skade gely van vertroosting, en jy het skade gely deurdat jy liefde verloor het. Tweedens, indien jy deur 'n ouer of 'n stiefouer misbruik is, watse skade het jy gely om 'n gesagsfiguur te vertrou? Die gesag wat afgedwing moes was, dit is ontneem. 'n Derde voorbeeld, indien jy die reg het om as kind jou kind wees te verloor het, in jou kinderjare, het jy jou kinderlewe verloor. Dit is hoekom jy wonde opgedoen het en die pyn ervaar wat van jou beroof is. Vierdens, deel met die Here hierdie verliese. Praat met die Here oor jou verliese. Noem dit by die naam voor die Here. Erken hierdie verliese en vra dat die Here vir jou sal help om deur hierdie verliese te werk. In die 5de plek, skryf jou verliese neer. Kom ek noem 'n paar. Die verlies van liefde en sorg. Die verlies van 'n gesonde selfbeeld. Die verlies van dissipline en leiding in jou kinderjare. Die verlies van 'n standvastige en normale gesinslewe. Die verlies van ouerlike goedkeuring. Die verlies aan 'n ouer wat jy deur die dood verloor het, of dat jy verwyder is vanuit jou huis en in 'n kinderhuis beland het. Die verlies aan vertroue. Die verlies aan sekuriteit in jou lewe. Sestens, moet ons leer om vir daardie persone te begin bid, wat die wonde en die verliese aan jou en my toegedien is. En dan in die 7de plek moet ons leer om hulle te vergewe. Lukas 6:37 sê, spreek vry en jy sal vrygespreek word. Kay Twombly het die volgende gesê, die genesingsproses wat begin wanneer jy jou pyn in woorde uitdruk en rou oor jou verliese, vind nie oombliklik plaas nie. Dit mag 'n tydjie neem, net soos wat enige rouproses doen. Hoe langer jy wag om die verlede te verwerk, hoe langer vat dit dikwels om tot genesing te kom. Rou is 'n natuurlike stap na geestelike welstand, maar jy moet deur dit gaan en jy moet dit verwerk. Ek wil afsluit met 'n baie ware verhaal hoe 'n predikant deur sy rouproses gewerk het om éventueel genesing te kry. Dis 'n ware verhaal. In North Carolina in Noord-Amerika was daar 'n predikant wat sy vrou verloor het deur die dood en hy het net een dogter gehad. Hy was toe genooi om 'n reeks dienste te gaan verkondig in 'n ander plek en hy moes vlieg na daardie bestemming toe. Sy dogter het alleen agtergebly.
Een nag het hulle ingebreek by die huis en die man wat dit ingebreek het ook haar lewe geneem en natuurlik klomp goed gesteel en haar net daar gelos. Sy is toe later gevind en hy is toe geskakel en vir hom laat weet dat sy dogter vermoor is. Hy het toe dadelik teruggekom en dit was vir hom geweldig traumaties dat ook sy dogter op hierdie manier die dood moes aanskou, dat sy wreed vermoor is. Hy het baie geween en dit was vir hom geweldig moeilik om haar dood te verwerk. Hy het toe vir hom later vir hom vertel dat hy die moordenaar gevind het en hy is in die tronk. Hy het toe begin bid vir hierdie moordenaar dat die Here ook net in hierdie moordenaar se hart werk en later toe het gevoel dat die Here met hom praat om hierdie moordenaar van aangesig tot aangesig te gaan sien. Hy het eventueel toestemming gekry om hierdie moordenaar te gaan sien en met hom te praat. Sy heel eerste besoek was geweldig moeilik geweest en hy wou weet van hierdie moordenaar hoekom hy haar vermoor het. Sy het niks aan hom gedoen nie, hoekom het hy haar vermoor? En hy het toe eventueel vertel waarom hy dit gedoen het en ook oor sy kinderjare en sy verlede. En ja, hy was bang geweest, bevrees en eventueel het hy dan hierdie stap geneem. Hierdie predikant het hom weer besoek en 'n paar keer weer besoek en eventueel het daar 'n band gekom tussen hierdie predikant en hierdie moordenaar en kon hulle vrylik praat en het die moordenaar ook bely en erken en hom om vergifnis gevra. Na vele besoeke het die predikant gesê, dit gaan nou my laaste besoek aan jou wees. En die volgende keer toe hy hom besoek, het hulle gesit. En die predikant het vir hom gesê, ek wil vir jou iets vra. En hy het gesê, dis doodreg. En die predikant het hierdie vraag aan hom gevra, sal jy my seun word? Ek het nie meer 'n dogter nie. Ek het geen kind meer nie. Maar sal jy my seun word? En as ek dit ontleed, dan sien ek die diepte van vergifnis. Maar ek sien ook die predikant se helingsproses, dat hy ook heling gekry het, en ook sy lewe kon wy aan hierdie jong man, om ook sy lewe met die Here te versoen. Mag die Here vir jou en my help, om genesing te kry, om heling te kry van ons wonde, om dan ook hierdie genesingsproses aan die gang te sit, en ook dit in ons lewe toe te pas. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat daar vir ons genesing is, deur die wonde en die verliese wat ons gely het. Dankie dat ons dit by die voet van die kruis kom kry, daar waar die Here Jesus dit ook uitgespreek het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dat die sondaar ook na hom toe gedraai het en gesê, Here, vergewe my. En hy ook vir hom gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dankie dat die Here Jesus vir ons vergifnis gee, maar ook genesing gee, want hy is die groot geneesheer. En ons gee vir U al die lof, die dank en die aanbidding. Ons bid dit in Jesus naam.